Rusland, Kaluga-streek, Palatki-dorpie, kerk van die Transfigurasie van die Heer. Die kerk is glo aan die einde van die 18de eeu gebou. Daar is nie enkele verwarmingstoestel binne die gebou nie. Daar is geen stowwe of ander verhittingsstelsels nie. Is die verhittingstoestelle dalk stukkend en weggeneem? Geen spore van die verhittingsstelsels wat tydens konstruksie beplan word egter gevind nie. Daar is geen spesiale plek vir die stof nie, geen nisse, geen lugkanale, geen skoorstene nie. Toe hierdie kerk gebou is, het niemand dit gaan verhit nie. Rusland het 'n warm klimaat gehad, sonder harde winters en ryp. Toe het die klimaat versleg en dit het koud geword. Ons moes bietjie verhitting doen. 'n Metaalstoof is langs die ingang van die kerk aan die binnekant geplaas. Verhittingstoestelle is by die ingang geleë om 'n termiese gordyn van koue lug te skep. Daar was 'n stoof op hierdie plek. Hier is die ingangsgat van 'n skoorsteen wat in die muur geslaan is. Interessant om van nader te kyk. Die trap is wankelrig. Jy moet 'n stuk baksteen daaronder sit. Sien jy dat die stene gebreek is? Die stene is bedek met swart roet. Rook het deur hierdie kanaal uitgekom. Hierdie hele spasie is uit die muur gebreek. Om 'n pyp in die muur van die kerk te skep, is 'n dun afskorting aan die kant van die vertrek gemaak. Die afskorting is gemaak van bakstene van 'n ander kleur. Dit is duidelik opmerklik dat hierdie stene verskil van die stene in die muur. Die kleur van die mortel is ook anders. Die mortel in die muur is wit. En hierdie oplossing is ligbruin van kleur. Dit stort uit soos sand. Dit is absoluut seker dat hierdie skoorsteen in die muur geslaan is nadat die kerk gebou is. Dit het koud geword en ons moes die kamer vir die Russiese winter aanpas. Wetenskap verberg vir mense die feit van 'n skerp afkoeling in die onlangse verlede. Maar in historiese gebouwe sien ons bewyse van 'n ander klimaat. Bewyse dat die klimaat dramaties verander het nadat hierdie gebouwe gebou is.